Randjie Suid-Afrika het dit weer gedoen. Hulle is vanjaar 10 jaar oud in Suid-Afrika. Ten spyte van die feit dat hier al Randjie spulpunte in Suid-Afrika verkoop word in belewe se dae. Ek gesels met Stefan van Biljon. Stefan, jy is nou by die fabriek self hier in Potchefstroom by Randjie en jy's verantwoordelik vir ontwerp en tegniese gedeelte daarvan. Ons het nie gejok toe ons gesê het Randjie is die reënreuse nie. Ek staan hier by een. Maar wat is vir jou belangrik oor vandag waar die handelaarskongres hier in Potchefstroom plaasvind? Fanny, ek dink vandag is vir ons 'n baie belangrike dag. Is vir ons lekker om die groei te sien van 'n paar jaar terug tot nou toe waar ons gesien het, ons het 'n klein groepie mense gehad, 'n paar agente en ons is nou 'n vol saal amper, ek dink so net oor die 80 mense hier vandag. So dis wonderlik om te sien die groei wat plaasgevind het in die laaste 10 jaar en dis vir my 'n voorreg om by te kan wees vir die laaste 5 jaar by die maatskappy. Het is ook lekker vandag vir ons om seker te maak die kliënte in die veld kan reg gediens word, om seker te maak al die agente, die mense wat in die veld die werk fisies doen, het die regte opleiding, het die toerusting wat hulle nodig het om daai kliënt reg te diens en op die einde van die dag 'n perfekte diens te lewer. Wat ek vandag weer gesien het is dat Randjie nie net helikopterverkope doen in die sin van Randjie Amerika wat produkte Suid-Afrika toe stuur en ons moet dit hier maak werk nie. Die personeel van Randjie Suid-Afrika lê ook gereeld besoek af by die fabrieke in Amerika waar jy dan nou deur tegniese opleiding en al daardie tipe goede gaan. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, so ons het jaarliks, dis 'n vereiste wat ons het vir almal wat by ons werk. Jaarliks het ons ons het so 2-3 weke wat ons aanlyn opleiding doen deur die ouens van Amerika af en ons altyd 1 of 2 tegnikuste wat ons fisies oorstuur soontoe om in meer diepte self in die fabriek die goeders te toets, te kyk wat werk nie en ook die jaar of 'n paar maande wat ons nou nie daar was nie, terugvoering vir hulle te gee om te sê hoorie, is 'n wonderlike produk, hierdie werk vir julle fantasties in Amerika, maar hierdie punt het nie vir ons gewerk in Afrika nie, so hulle dit vir ons aanpas en hulle is baie goed daarmee om te luister, hulle is mal oor terugvoering, so dan gaan kyk hulle regtig in diepte, okay, dit is die probleem, kom ons kyk hoe ons dit kan oplos en dan as hulle nou iets, ons het nou weer 'n demo unit op 'n plaas net hier langs aan in van 'n nuwe ding wat ons nou toets, kyk of gaan dit hier werk, dan toets ons hom elke week, gee ons 'n verslag terug in Amerika tot ons gelukkig is en sê weet wat hierdie produk is reg vir die mark vir Afrika en ons kan aangaan. Ek moet sê ek is saam met julle opgewonde. Ons het nou gesien in van die voorleggings wat vandag gedoen is dat van die spulpunte se onderdele word aangepas vir Suid-Afrikaanse omstandighede. Vir die werksmag wat ons hier het wat installasies en instandhouding doen. En dit is nogal 'n riem onder die hart. Ek het ook gesien meneer Chris Roth. Hy is hier van Amerika af en het self ook die gesprek vandag geopen wat vir my wys dat daar direk aktief deelname is van Amerika se kant af. 'n Laaste woord van jou aan die kykers daar buite rondom Randjie Suid-Afrika. Ja, ek het nie 'n goeie laaste woord dat ek ietsie voorberei het nie, maar ek wil net sê ons sien regtig uit vir die jaar wat voorlê en die volgende 10 jaar van die maatskappy. Ons sien uit vir die uitbreidings in Afrika en in Suid-Afrika ook en ons gaan hom sterk vat. Baie sterkte. Ek sien julle vervaardigingssektor het ook uitgebrei met nuwe persele wat aangeskaf is, nuwe tegnologie wat ingekom het en ek sien daarna uit om aan die einde van die jaar te kan deelneem aan daai terugblik aan die groot groei wat die reënreuse in Afrika gehad het.